mense, kos gaan aan met ons reeks. Dit is so belangrik, weet jy, ek het verlede Sondag afgesluit daarmee, as jy nie hier was, jy kry asseblief, daai CD, of dit is beskikbaar op YouTube, jy kan dit verniet aftrek. Mense, ons kan nie van brood alleen lewe nie. Hoekom? Want ons is geestelike wesens na jy tot wedergeboorte gekom het. Party van die verstaan nou nie wat ek nou net gesê het, jy kry die CD en luister daarna. Goed, kos gaan aan met hierdie reeks en ten minste kan jy net jou blaadjie vat en neem ergens met God se woord vul dit in nou of by die huis. Kyk weer daarna, dis nie net om die woord te hoor nie, dis die woord in jou hart kry en die woord te leef, is dit waaroor het gaan. Goed, kos kyk ook vandag, ek hardloop vandag, as ek sekere teksverse herhaal, iewers daar onthou ons 'n hele aantal besoekers vanmôre hier as gevolg van die kindertoewyding. So wees 'n bietjie verdraagsaam dat hulle dit bietjie beter kan verstaan. Dit is die 7de preek, die preke vol op mekaar. Kyk gou die kernvers. Ons praat oor geestelike wette. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Dit kan nie letterlike wette wees nie, nee. Dis gees. Hy skryf dit op jou hart en in jou verstand in. Kyk 'n bietjie Romeine 7:6 so, maar nou is ons ontslae van die wet, wat die letterlike wet, die 10 gebooie, Ou Testamentiese wette, ons is ontslae daarvan. Hoe het ons ontslae geraak? Ons was daaraan gebonde. Jy moet daai preek kry, wat ek verduidelik het, die Ou Testamentse wette het jou 'n slaaf gemaak, dat het die dood oor jou gebring, maar prys die Here, ons het ontslae geraak van daarvan, hoe het ons ontslae geraak daarvan, aangesien ons het, kan ons saam praat? Hoe? Net deur wedergeboorte, jy bereik 'n punt in jou lewe, hierdie Ou Testamentiese wette, hoe harder ek probeer, hoe minder besef ek kry dit nie reg nie. So ek moet aan myself sterf. Die Bybel noem dit wedergeboorte, en jy moet met 'n nuwe lewe begin met Christus, is eintlik Christus in jou, die gees van die Here in jou, wat jou nou in staat stel, om die Here nou reg te kan dien. Kyk 'n bietjie, jy het ontslaag raak van die Ou Testamentiese wette, want dit maak jou gebonde, en nou, hoe dien ons nou die Here, sodat ons dien nou in die nuwigheid, hoe? Dis die gees van die Here in jou wat jou nou in staat stel om geestelike wette te kan nakom en nie aan die oudheid van die letter nie. Moenie teruggaan en gebonde raak met Ou Testamentiese wette wat jy net lees in die Bybel nie. Dit is geestelike wette in jou hart en in jou verstand. Dis die gees in jou wat vir jou sê wat reg en verkeerd is, en terselfdertyd help jou om dit te kan doen. Jy kan dit nie self reg kry. Kyk 'n bietjie, ons praat oor geestelike wette. Kyk die volgende vers, want die wet van die gees, kan jy sien, sê saam my, wet van die gees. Nou sit nie meer wette op in 'n boek, Ou Testamentiese wette op kliptafels nie. Nou sit geestelike wette in jou hart. Hoe funksioneer jy nou? Geestelike wette van die lewe, jy moet in Christus leef. Beide, ek herhaal dit oor en oor. Jy kan alleenlik verstaan wat ek nou sê, as jy tot wedergeboorte kom, dat jy leef in Christus en Christus leef in jou. Het jy dit? Die wet van die gees van die lewe in Christus, God dank, het my vrygemaak. Sê vrygemaak. Van wat? Van die wet van die sonde en die dood. Die Ou Testamentiese wet is 'n doel was, dit word genoem van die wet van die sonde en die dood. Dit ontbloot jou sonde, dit bring jou op 'n plek om te verstaan, jy is tot dood veroordeel. Jy kan dit nie self reg kry nie, jy moet oorgemaak word, en jou hart is nou 'n hartsaak, dis Jesus in jou, en deur die krag van die Gees kan ek God nou dien. Is ons nog met mekaar. Toe begin ons praat oor Jesus praat in Matteus 5, en baie mense lees Matteus 5:17, en sien jy, Jesus nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar hy het gekom om dit te vervul, sê saam vervul.
En dan moet jy verder lees wat hy bedoel. Niemand kon dit vervul het, geen mens tot op daai stadium nie. Net hy kon dit die eise nakom. En dan begin hy vertel hoe werk geestelike wette. Dan gaan hy aan, en dan sê hy byvoorbeeld, die volgende vers, asseblief, ek het begin nou om geestelike wette. Die letterlike wette, in die ou manier was so, daar staan geskryf in die 10 gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie. Is dit 10 gebooie? Dan kyk 'n bietjie hoe lyk die geestelike wet, en dan sê hy, ek sê vir jou, as jy net vir jou broer kwaad is, en jy sê vir hom jou dwaas, as jy skuldig, en jy moet hel toe gaan. Nou, moet jy jouself verontskuldig as jy prys die Here, soos daai skrifgeleerde fariseer wat kom in die tempel na die bid. Vader, dankie dat ek dit doen nie, ek doen al hierdie goeie goed, en hy verklaar al sy goeie goed, en sê dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie. Al sê jy vandag, goddank, ek het nog nooit iemand doodgeslaan nie. Maar kom ek sê vir jou, jy het al vir iemand kwaad geword en gesê jou dwaas. Wees eerlik en sê ja, ek skuldig. Geestelike wette bring jou net op die punt om te sê. En weet jy, as jy dink die Ou Testament wette, ek kon dit reg kry, die waarheid is, niemand kon dit reg kry nie. Die geestelike wette is ver hoër. Dan begin hy met die volgende een. En dit is waaroor ek die laaste 2 Sondae gepraat het. Die 10 gebooie sê, jy mag nie egbreek nie. Nou, baie godsdienstige mense sê, prys die Here, ek is nie soos die egbrekers nie. Ek het nog nooit in my lewe egbreek gepleeg nie. Maar kom ek kyk jou in die gesig. Het jy al gekyk na 'n vrou en haar begeer? Of vrouens, het jy al gekyk na, nou ek het 2 preke gepreek oor vleeslike begeerte, het gaan nou oor jou hart. God kyk nou na jou hart. En Jesus sê, my geestelike wette is nou so hoog, as jy net na 'n vrou kyk en haar begeer, het dit klaar gebeur. So kom ons sê maar almal, ons is almal skuldig. Wie saam met my? Ek is skuldig. Nou kom ons by die een. Hierdie een. En hy vat hom al dieper. Die volgende geestelike wet is dit. Hy sê, die Ou Testament se wet, die 10 gebooie sê, jy mag nie vals sweer nie. Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou, is dit 10 gebooie. Ja. Jy mag nie vals sweer nie. Nou sit godsdienstige mense, man, die Here het my gehelp, ek het nog nooit vir iemand gesweer en gelieg nie. Goed, merk het af. Maar kom ek wys jou, lyk sy geestelike wette, wat ver hoër is. Maar kom ek sê ook vir jou, die Bybel sê nog niemand het ooit die 10 gebooie reg kon vervul nie. Jesus moes dit kom en doen namens jou en my. Daarom is ek ontslaaf van die Ou Testamentiese wette. Ek funksioneer en dien God nou in die gees. Dit is nou 'n hartsaak. Weet jy wat, jy kan onder die ou verbond, ek herhaal sekere goed en wees verdraagsaam. Jy kan sekere wette onderhou onder die 10 gebooie en jou hart kan ver van God af wees. En jou bors uitsteek en sê, weet jy, ek kom al hierdie vereistes wat God van my vra na, maar jou hart is ver van God af. Die ware godsdienst is, God kyk wat binne in jou hart is. Die 10 gebooie het gesê, jy mag nie vals sweer nie. Kyk wat is Jesus se geesteswet nou. Is jy saam met my? Hierdie een, ek moet eintlik 2-3 preke op hierdie preek, maar die Heilige Gees gaan my help om 'n manete dop deur te gee. Kyk waar hard op die tyd al. Hy sê, maar nou elke keer sê hy, dit sê die 10 gebooie, maar dis wat ek sê. In die Nuwe Testament is hy in beheer. As jy tot wedergeboorte kom, het jy hom jou Here gemaak. Hy sê, hoe noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie.
In die Nuwe Testament is dit nie 'n stel reëls nie. In die Nuwe Testament is dit 'n lewende persoon in jou lewe. Hy sê, maar ek sê, wat sê hy? Ek sê sweer hoegenaamd nie. Hoekom nie? Want hy weet beter. Hy weet beter selfs daai vorige vereiste. Jy sê, weet jy, ek het nog nooit gesweer met die naam van die Here en dit ooit verbreek nie. Weet jy wat Jesus sê vir jou? Jy bedrieg jouself. Niemand kon dit nog ooit regkry nie. Jy dink jy dit reg gekry. Maar as jy dit dan reg gekry, sê prys die Here. Ek het nog nooit gesweer en dit ooit verbreek nie. Goed, dit mag waar wees. Maar hoe lyk hierdie een? Hoe lyk hierdie een? As jy saam met my? Hy sê jy mag nie sweer nie. Want hy wil vir jou hy wil ons ietsie sê. Is jy met my? Wat wil hy vir ons sê? Jy mag hoegenaamd nie sweer nie. Hoekom nie? Julle, okay, kom ek bevestig net die Ou Testamentiese wet, en daar's 'n paar teksverse, kom ons vat net hierdie een. Jy mag nie vals sweer nie, né? Ja, ek kry dit dalk reg, maar ek glo jy nie regtig nie. By die naam, by sy naam nie, en so die naam van jou God ontheilig nie. Baie mense het onder die ou verbond gesweer en die naam van God ontheilig. Is dit iemand saamstem? Lees jou hele Bybel. Okay, nou, kom ons kyk na sy geestelike wette. Hy sê, sweer hoegenaamd nie, by die hemel nie. Want hy sê die hemel is waar sy troon is. Jy nietige mens, hoe gebruik jy God se troon om jou woord te back up? Het jy hoor wat ek sê? Moet ek het meer Afrikaans sê? Wie gee jou die reg om te sê, ek sweer, en om dit te bevestig dat ek by my ede gaan bly, roep ek die troon van God op. Wie is jy? Nietige mens. Hoe mag jy God misbruik? Hallo? Sal jy saam met my beweeg? Jy mag nie. Want wie is jy? Weet jy hoe hoog is daai gesag wat daar sit? En jy wil hom gebruik om jou sterker te maak. Is jy met my? Nou gaan hy aan. Nou sê hy ook nie, hoegenaamd die troon van God in die volgende ene, en ook moenie by die aarde sweer nie, want die aarde is 'n voetbank vir sy voete. Wie is jy, genietige mens? Jy het nie hierdie aarde gemaak nie. Maar jy gebruik die aarde om jou woord te back up. Behoor die aarde aan jou? Ons vat die iewers heen. En ook nie by die heilige stad Jerusalem nie, want dit word genoem die stad van die heilige koning. Jy het nie daai stad gebou nie, jy het nie daai stad aan die gang gehou nie. Jy kan dit nie gebruik vir jou eiendom om jou woord te back up nie, jy het geen reg nie. Nou vat hy hom en hy verduidelik hom beter. So alright, ek kan daai heilige goed los om my woord te bekragtig. Ek gaan nou bietjie, maar nou vat hy hom na jou en my toe. Hy sê ook nie die volgende een, en ook nie by jou hoof mag jy nie sweer nie. Hoekom nie? Omdat jy nie een haar wit of swart, wat? Sê kan maak nie. Nou, hoe gebruik jy jou hoof? Weet, ons het gesegde, ons moet versigtig wees wat ons sê. Ek sal my kop op 'n blok sit. Oppas, net as jou kop af. Want die Here sê, jy kan nie. Sê saam met my, wat hy van jou wil verstaan is, jy kan nie.
Jy het nie die vermoë nie, nietige mens, jy het dit nie. Hoekom? Want jy leef met 'n vervalle natuur. Jy het 'n redder nodig, jy het 'n saligmaker nodig. Jy het nodig om oorgemaak te word. Jy het nodig dat die Heilige Gees jou moet help om by jou woord te bly. Jy kan nie. Het ek jou aandag? Ja. Okay, Here, ek gaan die hemel los, ek gaan dit los, maar ek glo so aan my woord, ek sal my kop op 'n blok sit, die Here sê, jy kan nie. Ja. Ek kan nie. Eenvoudig, wat wil hy vir jou en my sê? As jy geestelike wette verstaan en hoe dit funksioneer en werk, wil hy vir jou sê in die volgende vers, hy sê so, maar laat jou woord wees ja, laat dit net ja, eenvoudig, net ja, en net nee. En ek kom terug na hierdie teksvers toe, wat dit beteken. Hy sê wat meer is, sê my, wat meer is uit die bose. Wow. Ons kom terug na hierdie toe. Ek wil jou eers iets anders wys, anders gaan jy nou nie verstaan wat ek nou sê nie. Mense, alright, kom ons gaan na die volgende toe. En wat jy moet verstaan, mense, na die sondeval is daar geen mens, ek maak nie saak wat se godsdienstige opleiding jy ooit gehad het nie. Hoe jy opgelei is van kind af in die beste godsdienstige reëls. Jy kan nie aan die vereistes van God nakom nie, met 'n vervalle natuur nie. Jy moet op die einde van jouself kom. Jy moet besef, ek het 'n redder nodig. Ek moet oorgemaak word. Soos ek oor en oor sê, jy moet wedergebore word. Jesus moet in jou kom. En jy moet in hom kom. En jy het sy genade nodig. En met elke dag se lewe, om in geesteswette te lewe, het jy die Heilige Gees nodig om jou in daai hoër vlak te lewe. Daarsonder kan jy nie. Is jy saam met my? Want die Bybel is baie duidelik, as hy praat van godsdienstige mense, om hulle te ontbloot. Hy sê, maar God moet op die ou end waaragtig wees, en elke mens is leenagtig. Weet jy, God het die reg om in sy woord te sê, om jou in jou oë te kyk, jy dink jy's goed, maar jy's leenagtig. Glo jy God? Amen. Al hierdie wonderlike godsdienstige mense wat dit dink hulle kan dit doen sonder Christus. As jy nie op die plek kom wat jy verstaan, met jou sondige natuur, jy is leenagtig. Daar's net een wat waaragtig is, dis God. Amen. Ek dink aan die ryk jongman kom na Jesus toe en noem hom goeie meester. Hy sê, nou, hoe noem jy my goed? As net een wat goed is God. Mense, as net een wat waaragtig is, dis God. En jy het hom nodig. Dan gaan hy aan, jy moet eintlik 'n hele gedeelte deurlees, maar ek herhaal nou hierdie gedeelte terwille van nuwe mense wat bygekom het, en jy wat 'n paar Sondae geskiep het. Die volgende vers, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een onder die ou verbond. Niemand kon dit regkry. Niemand is regverdig voor God nie. Dan skiep ek 'n paar verse, dan kom ek by hierdie een uit, om jou weer eers te wys wat was die doel van die Ou Testamentiese wette. Wat eintlik 'n laer standaard was, wat nog van hierdie hoër standaard, geestelike wette. Nou weet ons, dat alles wat die wet sê, die Ou Testamentiese wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Wat is die doel daarvan? Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Die hele wêreld is doemwaardig. Hoekom? As gevolg van die sondeval. Jy's gebore en jy leef met 'n sondige natuur. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. Jy's verlore. Godsdienst kan jou nie red nie. Die enigste manier om gered te word, neem Jesus Christus aan. Kry 'n redder in jou lewe. Kry 'n verlosser in jou lewe. Kry 'n saligmaker in jou lewe. Daarsonder kan jy dit nie doen nie. Jy's doemwaardig. En jou mond moet gestop word. Amen. Dan gaan hy aan.
Nou wil hy aangesien uit die werke van die wet geen vlees, geen mens ooit voor God geregverdig sal kan word, is onmoontlik. Maak nie saak met al jou godsdienstige wette en alle reëls, jy kan nie die vlak van God se geregtigheid bereik, dit is onmoontlik, nee. Dan gaan hy aan en sê, hoe werk dit nou? Maar nou, sê saam my, maar nou, in die Nuwe Testament, is die geregtigheid van God, sê saam my, wie se geregtigheid? Geregtigheid van God, nie jou geregtigheid nie. Die Bybel sê, jou geregtigheid is soos 'n verwerplike kleed voor sy aangesig. Al my goeie werke, alles wat ek gedoen het, weet jy wat, sy standaard is te hoog, jy het nie die vermoë om dit te kan doen nie. Wie kan amen sê? Nou is die geregtigheid van God geopenbaar. Hoe? Sê saam met my, sonder die wet, jy het nie meer die wet nodig nie. Daar's 'n nuwe manier hoe dat jy God dien. Sonder die wet, terwyl die wet en die profete net daarvan getuig. Die wet en die profete het getuig van goddelike geregtigheid. Dat het jou op pad gevat na ware goddelike geregtigheid. Dis te hoog vir 'n mens. God moes sy seun in 'n mens stuur, om dit namens die mensstuk vir ons te kom doen. Dis hoe hy die wet en die profete kom vervul het. Goed, nou, die geregtigheid naamlik van God, sê saam met my, goddelike geregtigheid. Daar is 'n jou geregtigheid en daar's 'n goddelike geregtigheid, wat baie hoër is, wat hy vir ons probeer leer in Matteus 5. Die geregtigheid naamlik van God, hoe kry jy dit? Die enigste manier is deur die geloof in wat? Jesus, dankie dat u dit vir my gedoen het. Dankie dat u gekom het om my plek te kom inneem en my sonder straf gedra het en my vloek op u gevat het en die volle prys betaal het op Golgotha aan die kruis uit. Jesus, toe u uitroep en sê dis volbring, as die volle skuld van my rekening vir eens en vir altyd betaal. Is die enigste manier. Hoe kry jy goddelike geregtigheid? Deur in Jesus te glo. Vir wie is dit? Christus vir? Ek kan nie hoor nie. Hy sê, pastoor, ek het dit nie nodig nie, ek doen goed. O Here, jy dink jy doen goed, soos die skrifgeleerde, wat bid en sê, Vader, ek dank jy dat ek nie is so daai tollenaar nie. Die tollenaar het gou op die plek gekom om te besef, Here, hoe harder ek probeer, ek kry dit nie reg nie. Slaan homself op sy bors en sê, ek arme sondaar, wees my genadig. En Jesus sê, hy het regverdig huis toe gegaan. Weet jy, godsdienst maak jou hoogmoedig. Want jy begin vingers wys, ek is nie so sleg soos daai een nie, prys die Here, ek doen dan dit. As jy iets goeds doen, is dit nie jy nie, dit is Jesus in jou. Amen. Dit word genoem die vrug van die Gees. Daarom die eer kom hom toe, nie jou nie. Jy beter maar net elke dag sê, o God, wees my genadig. Is genade wat jou in staat stel om geestelike wette te kan nakom. Oor almal wat? Jy moet elke dag glo in Jesus. Dis 'n onophoudelike geloof, kyk na Jesus, u dit vir my gedoen en u stel my in staat om hierdie geestelike wet in na te kom. Goed, kom ons kom terug, kom ons wys gou die swakheid van die mens. Maar hy sê, maar laat julle woord ja wees en nee, wat meer is uit die bose. Jakobus 5 vers 12 bevestig dit. Hy sê, laat jou ja net ja wees, eenvoudig. Laat jou nee net nee wees. Moenie probeer sweer nie. Wat hy sê, as jy sweer en 'n eed maak, bring jy 'n oordeel oor jouself. Dis wat hy sê in Jakobus 5 vers 12. Hy sê, alles wat meer is, as jy iets byvoeg, om dit te back up, wil hy vir jou sê, dis uit die bose uit.
Here, dis 'n verskriklike ding om te sê. Weet jy, dis waarom baie godsdienste, wat jou so laat ophef, weet jy, ek kan dit doen, is uit die bose mense. Enige godsdienst wat jou leer, jy kan dit doen, is uit die bose. Ek is nie bang om dit te sê nie. Hoe gouer jy ontdek, ek moet oorgemaak word, ek moet wedergebore word, ek moet Jesus aanneem, ek het 'n redder, ek het 'n verlosser nodig, ek het God se gees elke dag nodig om hom te dien. Daarsonder is ek niks. Amen. Ons sluit af, kyk dit gou 'n bietjie. Want kom ons praat bietjie oor ons woorde, Jy weet, ek het 'n gesegde, die Here weet, ek probeer so hard, maar dan sê ek altyd, ek kan dit deur die Gees doen, deur die Gees kan ek dit doen. In myself kan ek dit nie doen, die verlede Sondag se preek het daarop gefokus. Ek kan seker goed doen, maar dis deur die Gees. Julle saam met my. Is Jesus in my, wat my in staat stel. Ek herhaal oor die Bybel noem dit die vrug van die Gees. Baie keer sê ek hierdie ding, my woord is my eer. Maar die Here help my dat ek die ding reg sê nie. My woord kan alleen ek my eer wees as God se Gees my in staat stel om hierdie ding te doen. Ek het nie die vermoë om dit te doen nie. Weet jy wat in die Nuwe Testament van God jou leer, jy's afhanklik van hom. Jy kan nie eens asemhaal sonder hom nie. Hoe nog sonder hom leef? Want ons almal struikel dikwels. Jy weet, godsdienstige mense het ons altyd 'n soort hoogmoed. Ja, maar ek struikel nie, ek glo jou nie, jy bedrieg jouself, jy lieg. Met God se genade, ek werk 45 jaar met mense. Ek ken mense al teen hierdie tyd. Ek is so bang vir hierdie hoogheiliges. Dis waar jy die meeste goggas kry. Hoor jy? Ek sê vir jou, genade maak jou 'n nederige mens. Jy sê, weet jy wat, as ek iets reg gekry het, is dit net God se Gees. Is dit net God se genade wat my in staat gestel, soos Paulus sê, ek het beter gedoen as hulle almal. Hy sê, dis nie ek nie, maar is God se genade by my. Jy moet leer om te sê, dis God se genade wat my in staat stel om sekere dinge. Mense, as jy glo in God se genade, verbind dit jou met 'n krag van God wat jou laat uitstyg. Dit beteken hy kry die eer. Ek hoop jy verstaan. Ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel, is 'n volmaakte man. Ek wil gou wees om te sê ek is nie 'n volmaakte man nie. Nou, kom ek leer jou, as jy net op jouself staat maak. Ek sit my kop op 'n blok, pastoor. Ek sê vir jou, ek sweer. As ek jou my belofte gegee het, my kop is op 'n blok. Op as jou kop gaan waai. Jy's nie so goed nie. Want jy gaan in jou woorde struikel. Jy beter verstaan dat die Here se woord sê vir jou die volgende: die mens het die vermoë om perde te tem en baie goed te tem, maar die mens het nie die vermoë om 'n tong te tem nie. Jy kan maar hoe hard getrein word. Jy kan maar van kleins af lê. My kleindogter sê vir my nou ja, oupa, weet jy wat? My mamma het 'n manier as sy so in my oë kyk as ek gejok het. Dan kyk sy my so in my oë en dan sê ek, "Ekskuus mamma, ek het gejok." Dan sê sy, "Oupa, ons moet nooit jok nie." Ek sê, "Ja my lief, jy is heeltemal reg." Maar ek wil haar probeer leer om te sê jou sondige natuur het 'n neiging om te jok. De neiging. Ons het God se krag nodig om in die waarheid te praat. Maar jy kan deur die Gees jou tong tem. Amen, jy kan. Hoe? Die volgende vers. As jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak. Hoe? Deur die Gees. Kom ons sê deur die Gees. Ek het die vorige 2 preke baie daarop gefokus. Jy kan dit doen hoe? Deur die Gees. Gee hom my eer. Ek word oor en oor noem ek dit word genoem die vrug van die Gees. Kos gaan aan.
Hoe gouer jy en ek op hierdie plek kom, veral met ons tonge. Kom ons wees maar eerlik, mense. En jou gedagtes wat die Here Jesus by die tweede ene, hy begin met jou tong. Wat een? Mag jy doodslaan nie? Maar as net vir jou broer sê jou dwaas, gaan jy hel toe. Begin met die tong. Die tweede een gaan hy oor jou gedagtes. Nou kom hy weer terug na ons commitments toe. Is jy saam met my? My ede, my sweer, pastoor, my woord. So het God se genade nodig. Deur die Gees kan ek dit doen. Hoe gouer jy en ek op die plek kom waar jou saaiheid, waar hy God se heerlikheid sien. Toe het ek gesê, wee my, ek's verlore. Godsdienstige mens, as jy nog nooit op daai plek gekom het nie, verstaan jy nie hoe werk God nie. Hy wil jou op 'n plek kom, dat jy weet jy's verlore. Jy het 'n redder nodig. O, wee my, ek's verlore. En dan raak ek op die mees sensitiewe punt. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Die ding wat jou en my die vinnigste onrein maak, Jesus het dit ook herhaal, ek het nie tyd om in te gaan nie. Hy sê, dit is nie wat in jou mond ingaan nie, is wat uit jou mond uitgaan wat jou onrein maak. So, jy sê, jy kan dit regkry, nee, sonder die Gees kan jy nie, met die Gees kan jy. Jy kan dit doen. Jesus in jou stel jou in staat om dit te doen. Mense, ons het meer as ooit Jesus nodig. Het word genoem nederigheid, afhanklikheid van God. Kyk 'n bietjie verder. Nou, kom nou, julle wat sê, en hier is ek en jy baie skuldig. Ons sal vandag of dat doen, ons sal volgende jaar gaan, groot planne, kontrakte, ek sal dit en dat doen. Julle wat nie eens weet wat môre gaan gebeur nie. Weet jy wat môre gaan gebeur? Weet jy wat hy vir jou en my wil leer? Afhanklikheid van God. You are after all not so smart. Godsdienst maak jy hoogmoedig. Weet jy, ek weet hoe dit werk. Jy weet nie. Jy het God nodig. Amen. Amen. Jy wat sê, ek sal volgende jaar dit en dat gaan doen. Ek het dit jare in my dagboeke geskryf. Ek laat dit nou na. Ek gaan dit nou sê. Ek sê, maar nou, julle wat sê, julle weet nie wat môre sal gebeur nie. In plaas dat julle sê, in plaas dat julle dit sê, wat sê? As die Here wil en ek lewe, dan sal ons dit of dat doen. Vroeger jare, ons het groot geword in 'n skool, as jy 'n brief geskryf het, jy hom afgesluit met wat? Is ek so oud? Ons het hom afgesluit met DV. Wat beteken, as die Here wil? Help my die Latynse woorde daar, dokter, wat sê dit? DV beteken wat? Asseblief die regsmense help my. Waarvoor staan DV? Ek het net geleer op skool. Jy sê as die Here wil, gaan ek dit en dat doen. Deo valente. As die Here wil. Kan ons nie ons nuwe generasie terugbring om reg te praat nie. Hy sê, want al hierdie goed wat julle sê is groot pratery. Hy sê hierdie roem aan julle self is nie goed nie. Kom ons leer maar om ons woorde te tel en sê, o God, help my, ek kan nie. Goed, kom ons gaan aan Lukas 1:27. Weet jy wat, die enigste een wat kan sweer in die Bybel, en God het dikwels gesweer, en dikwels verbonde gemaak, en dikwels eetswerings afgelê. Weet jy dit? Hy is 'n God van eetswering. Want die Bybel
Bybel sê, God is geen mens dat hy sou lieg nie. Ander woorde, mense lieg, maar God kan nie lieg nie. Hy is die enigste een wat nooit lieg nie. Jy en ek lieg. Alleenlik deur die Gees kan ek die waarheid praat. God dank, hy het vir jou die Gees van die waarheid in jou gegee, wat jou in staat stel om die waarheid te praat. Amen. God dank vir die Gees, né? Goed. Aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons Vader, om aan ons te gee, en onder andere die inhoud daarvan, en jy moet daai hele gedeelte gaan lees, om barmhartigheid te bewys, en aan sy heilige verbond te dink. Weet jy wat, in die Nuwe Testament, die nuwe verbond gaan daaroor, dat God het sy seun 'n mens laat word, en hy het deur sy seun 'n verbond met hom laat sluit. Amen. Want die mens het nie die vermoë gehad om dit te doen nie. Want die mens het alle verbonde tot op hede met God gebreek. En toe maak God 'n saligheidsplan, 'n goddelike hoë wee van wysheid, en hy laat sy seun mens word, en in sy seun maak hy met homself 'n verbond. Is jy nie bly daaroor nie? Ek sê net God kan sweer. Want hy kan nie lieg nie, en dis waarom hy sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, is ja en amen in Christus Jesus. Want weet jy wat, toe hy gesweer het hy sy kop op 'n blok gesit. Het jy nou net gehoor wat ek gesê het? Ja. Jy en ek sê te maklik my kop op 'n blok. Maar God is so genadig om die plek van die mens in te neem wat aan mekaar sê, ek sweer, ek sit my kop op 'n blok. Hy het 'n mens kom word en hy jou plek ingeneem. Sy kop het gewaai. Verstaan nie wat ek bedoel as ek sê sy kop het gewaai? Dis die enigste manier hoe dat jy vergifnis kan kry. Maar dit gee jou nie 'n kaartjie om te sê, prys die Here vir genade, ek kan nou maar leef soos ek wil nie. Mense, genade maak jou nuut. Genade verander jou. As jy verstaan wat Jesus vir jou gedoen het, dan kan jy nie anders, jy wil jou hele lewe, energie en alles vir hom gee. En deur die Gees het hy jou die vermoë gegee om die begeerlikhede van die vlees te oorwin. En as jy nou jou ja sê, dan kan die Gees jou help om by jou ja te bly. Maar alleenlik deur die Gees. Weet jy wat jy en ek nodig het? Is my afsluitingsteksvers. Om te maak dit wat God met Jesaja gemaak het. Maar hy kan dit alleenlik doen. Hy sê, o wee my, ek is onrein van lippe. En my mond daarmee aangeraak. 'n seraf het gegaan en gevlieg. En 'n kool van die altaar afval. Weet jy wat altaar het hy gaan afval? Dit wat Jesus vir jou en gedoen het. Vir jou en vir my gedoen het. Hy kan 'n kool van Jesus se altaar afhaal. En ek kan jou mond daarmee aanraak. En ek kan vir jou hierdie woorde sê, jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Amen. Sodat jy van nou af nie meer leuns praat nie. Wie wil saam met my sê, Here, ek moet erken, ek is onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Ek kan nie my woord nakom sonder die Gees nie. Ek het Jesus nodig, ek het 'n redder nodig elke dag. Amen.